toe ek 'n kind was, het ek gedink ek moet vergifnis vra vir elke sonde wat ek doen. So ek sou, wanneer ek tyd gehad het, na elke sonde, sou ek sê, Here, vergewe my asseblief vir hierdie sonde. En dan het ek baie keer gewonder, maar het ek nou genoeg berou vir die sonde? Of het die Here my nou gehoor as ek van vra, hy moet my vergewe vir hierdie sondes? En dan is daar sondes wat jy het dit al voorheen gedoen, en toe het jy gesê, Here, ek sal dit nie weer doen nie, vergewe my asseblief, en dit is 'n sonde wat jy toe nou weer doen. Dan sal ek wonder, maar wanneer hou die Here se genade dan nou op met die sondes wat ek so doen? En dis hoekom ek vandag wil kyk hoe werk vergifnis. Want toe ek begin verstaan hoe vergifnis werk, het ek ongelooflike bevryding ervaar binne my Christenskap. Want my Christenskap het eintlik maar net bestaan om reg te probeer lewe en dan elke keer weer vergifnis te probeer kry. So kyk gou wat sê Hebreërs 9 vers 22. Byna alles word volgens die wet met bloed gereinig. En sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. Nou hierdie gedeelte sê, daar moet vergieting van bloed wees. Met ander woorde, daar moet 'n sacrifice of 'n offer wees vir die sondes wat ons doen. So in die Ou Testament onder die wet, sou dit nie gehelp het as jy gesê het, Here, vergewe my nie. Of as jy so sê, ek is so jammer oor hierdie sonde, en het verskriklike berou gehad nie. As jy na die priester toe gegaan het, sou die priester gesê het, daar moet versoening gedoen word. Daar moet 'n offer wees. Dis hoe jy vergifnis gekry het. As die offer gedoen is, dan was jy vergewe. En Christene het die perfekte offer. Onthou, die Israeliete het hierdie offers gedoen, oor en oor, maar dit het nooit die sonde weggeneem nie. Dit het nooit die sonde bedek, totdat die perfekte offer sou kom. En ek en jy het die perfekte offer, Jesus Christus. En 2000 plus jaar terug, het hy gesterf aan die kruis in my en jou plek. En selfs wanneer mense sê, maar ek het so 'n groot sonde, hierdie sonde is so groot, ek weet nie of God dit ooit sou vergewe nie. Die skrif leer, die straf van sonde is die dood. Maak nie saak hoe groot die sonde is, wat jy voel, jy gedoen het nie. Die straf is die dood. En dis wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het. Hy het betaal vir jou sonde aan die kruis. So, Christene het 'n offer gehad, wat betaal is. Maar kyk wat sê Hebreërs 10, vers 15 tot 18. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal ek dit skrywe. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. Ek gaan hierdie teks so van agter af hardloop vorentoe. Vers 18 sê, waar die sondes vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. Het jy al ooit gewonder hoekom Christene nie meer offers bring nie? Omdat die Israeliete het oor en oor offers gebring, maar Christene bring nie offers vir vergifnis nie. Hoekom nie? Want die skrif sê, waar die sondes vergewe is daar geen offer daarvoor meer nodig nie. Christene glo dat iemand het aan die kruis gesterf in hulle plek, en hy het daar gedeel met hulle sondes, hy het afgehandel met die sondes daar. So Christene glo, eintlik, al hulle sondes, verlede, hede en toekomstig, is vergewe, omdat Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Nou vers 17 sê, dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Nou hoekom sê God, hy dink nie meer aan ons sondes nie? Met ander woorde, as ek na hom toe kom en sê, Here, ek het hierdie sonde gedoen en daardie sonde gedoen, dan sê hy, maar ek dink nie meer aan nie. En die rede hoekom hy nie meer aan dink is, omdat 2000 plus jaar terug, het hy daaraan gedink aan die kruis. Toe Jesus in jou en my plek gesterf het. Dis hoekom hy nie meer daaraan dink nie. Vers 16 sê, dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, en hulle verstand sal ek dit skrywe. Nou baie keer sê mense vir my, jong, as al my sondes vergewe is, dan kan ek maar nie doen wat ek wil. En is waar, jy kan doen net wat jy wil, want al jou sondes is vergewe, dit is waar. Maar God het nie net jou sondes vergewe nie, hy het ook, soos hierdie skrif sê, hy het iets in jou hart gedoen, en hy het iets in jou verstand gedoen. En wanneer jy nou sonde doen, sal jy voel, ek voel eintlik na die tyd, ek wou nie eintlik dit gedoen het nie. As jy meer verloor, na die tyd, dan voel jy, ek wou dit nie eintlik so hanteer het nie. En baie keer is jy volhard in sonde, sê jy voel, dis nie vir my lekker nie, hierdie satisfy my nie. Ek wil eintlik liefde leef. Ek wil eintlik heilig leef. En dis wat God gedoen het aan ons. Hy het ons vergewe, maar hy het ons ook verander. Die skrif sê, die 83 vertaling sê, dat ons is 'n nuwe mens.
Die 53 vertaling sê ons is 'n nuwe skepping. God het iets wonderliks gedoen vir my en vir jou. So met tyd het ek geleer dat ek hoef nie elke keer as ek 'n sonde gedoen het te sê, Here vergewe my nie. Nou kan ek sê, Here, ek besef ek het hierdie ding gedoen en sleg. Dankie dat ek vergewe is. Dankie dat U in my plek gesterf het. So ek hoop hierdie gee vir jou 'n bietjie meer vryheid rondom jou verhouding met die Here. Dankie dat jy saam geluister het. Kom ek bid sommer gou. Vader, dankie dat ons kan weet dat U het klaar aan die kruis gesterf vir ons sondes. En dat al ons sondes vergewe is vir ons wat glo in U. Help ons asseblief om voluit vir U te leef met die wete dat ons heeltyd geliefd is.